Elkeen van ons wat in hierdie wêreld is, probeer die betekenis van sy lewe, die betekenis van sy bestaan in die algemeen uitvind. En natuurlik ontstaan die vraag, hoe het ek hier beland? Waarom word ek in hierdie historiese proses ingesluit? Wel, wat gebeur volgende? Ek het die instituut Geskiedenisfakulteit betree. Ek het geskiedenis gestudeer, hoofsaaklik gespesialiseer in die geskiedenis van, hoe kan ek dit stel, die ineenstorting van die Romeinse Ryk. Daardie tydperk van ineenstorting is, kom ons sê, die 5de eeu, en dit het min of meer geëindig met die hoë middeleeue, dis die 13de, 14de eeu. Dit is die tydperk wat my interesseer het. Wel plus, dit is so romanties, daar is ridders en drake. Nou, natuurlik, hoe werklik dit is 'n aparte gesprek. Maar destyds op daardie ouderdom het dit my geïnteresseer. Dit wil sê, u is 'n historikus van opleiding, maar nietemin kritiseer u nou amptelike geskiedenis sterk. Dit is wat gebeur het, hoekom? Wat het met jou gebeur? Amptelike historiese kritiseer immers nie die geskiedenis nie, maar jy het so te sê na die ander kant oorgegaan. Wel, hoe kan ek dit sê? Daar is baie probleme in die geskiedenis wat historici nie wil aanraak nie wil bespreek nie. Ek dink dit hou verband met 'n sekere stelsel wat bo op die geskiedenis self gebou is. Net soos in die wetenskap is daar sekere dogmas wat vasgestel is. En onder geen omstandighede het jy die reg om hierdie dogmas te kritiseer nie, want natuurlik, as jy dit doen, is jou loopbaan as historikus onmiddellik verby. En natuurlik om die pad van hierdie amptelike geskiedenis te volg. Natuurlik, as 'n mens eerlik is daar baie slim dinge daarin en baie dinge wat mense self uitgedink het en baie is neergeskryf. Maar daar is baie elemente wat eenvoudig nie by mekaar pas nie. Daar is sekere teorieë in die geskiedenis wat nie betwis mag word nie. Dit is verbode om dit te bevraagteken. En almal wat begin om daarteen te stry, word dadelik uit die geleedere van historici geskop. En wel, natuurlik word hulle nie gepubliseer nie. Maar natuurlik is baie van hierdie vrae baie interessant. En as jy met hulle wil handel, kan jy nie met hulle in die amptelike geskiedenis handel nie. Dit is eenvoudig onmoontlik. Ek kan jou 'n goeie voorbeeld van dit alles gee. Hy is aan almal bekend. Daar was so 'n merkwaardige historikus, Thor Heyerdahl. Hy was gewild in Rusland, hy was gewild in die Weste, het baie boeke geskryf en het baie dinge ontdek wat, kom ons sê, die tradisionele geskiedenis nie kon ontdek nie. Byvoorbeeld die bewoning van die eilande, die Paaseiland en ander Polinesiese eilande vanaf die Suid-Amerikaanse vasteland. Hy het dit op 'n eksperimentele manier gedoen. Hy het ook die teorie getoets om die Atlantiese Oseaan oor te steek met papirusbote en hy het dit ook as ware self gedoen. En oor die algemeen was hy wel soos 'n gunsteling. Tot op die oomblik toe hy nie die teorie voorgestel het nie, hy het dit genoem die soektog na Odin. In hierdie teorie is dit nie regtig 'n boek nie, maar eerder 'n versameling vrae. Hy het probeer bewys dat die Skandinawiese beskawing eintlik van die streek rondom die Azovsee gekom het, soos Mariupol, Azov, Rostov-on-Don, so daardie omgewing. En die hele wetenskaplike gemeenskap het op hom losgegaan. Hulle het hom feitelik as mens vernietig. Sy werk is gediskrediteer en tot vandag toe. Ek het dit onlangs self nagegaan, gaan hierdie teorie nêrens heen nie. Niemand bestudeer dit nie. En almal is selfs bang om daaraan te raak. Maar die teorie is baie interessant. En dit, juis hierdie soort elitistiese ingesteldheid, hou ek glad nie van nie. En dis soos. Dis onmoontlik om geskiedenis te bestudeer, want jy kan dit slegs bestudeer in die rigtings wat jy toegelaat word om te gaan. En as jy iets vind wat nie reg is nie, dan word jy dadelik afgesny, en dis dit, jou loopbaan is verby. Dit wil sê, jy wil 'n gratis soektog in die geskiedenis hê, maar dit blyk dat die aktiwiteitsveld redelik beperk is. Dis beperk, ja. En jy weet, dit is reeds, sou ek sê, 'n sosiale kwessie. Deur wie word dit beperk?
Wie is in elk geval historiese? Soos mense. Jy weet hoekom, byvoorbeeld, 'n persoon 'n professor in geskiedenis word. Wat dink jy volgens jou mening? Waarskynlik is hierdie persoon lief vir die verlede. Hy stel belang in wat daar in die verlede was en hy gaan vervolglik in hierdie gebied in. Wel, gedeeltelik ja. Maar oor die algemeen is daar mense wat, dit is nie al nie, daar is wonderlike geskiedenisprofessors, daar is regtig kenners. Maar as 'n geheel is historiese in hul, as dit ware, superstruktuur, hierdie bureaukratiese een, as 'n geheel infantiele mense, want, wat kan jy dit noem? Ewige studente. Dit is mense wat hul hele lewe so deurgebring het, van kleuterskool na laerskool, van laerskool na universiteit. Hulle het hul bakkalaureus gedoen, hul meestersgraad gedoen, allerhande sertifikate gekry, toe doktorsgrade. En teen die tyd dat hulle 40 is, bereik hulle die vlak waar hulle professor word. En jy weet, dis trouwens baie interessant om na konferensies van professore te kyk. Hierdie mense, hulle mompel altyd iets daar, iets soos, En die groot probleem is dat hulle aanhoudend iemand aanhaal. Met ander woorde, hulle kan nie vrylik namens hulself praat nie. Hulle moet altyd aanhaling sê. In die geskiedenis is dit soos in enige ander wetenskap, soos fisika, daar is byvoorbeeld Einstein. Soos Einstein het dit gesê, Newton het dat gesê. In die geskiedenis is daar ook hul eie, groot geeste. Dit is byvoorbeeld, kom ons sê, kroniekskrywer soos Bede Geoffrey van Monmouth, Ammianus Marcellinus Gildas. In die Russiese geskiedenis is dit Nestor, die verhaal van verbygaande jare, en dan natuurlik ook Karamzin en so aan en so meer. Met ander woorde, die professore in geskiedenis gee nie sommer net hul eie mening nie, hulle haal eintlik ander mense aan, en dis maar hoe dit gaan. Ek het probeer om hierna uit 'n filosofiese oogpunt te kyk. Ek bedoel, wel, wat is fout daarmee? Dit lyk asof mense werk en salaris ontvang en hulle het waarskynlik gesinne daar. Dit wil sê, jy moet jouself op een of ander manier voed. Wel, maar, die meeste van hierdie mense, soos dit vir my lyk, hulle hou nie van wat hulle doen nie. Wel, maar hulle doen dit omdat hulle niks anders kan doen nie. En dis asof hierdie historiese, bureaukratiese universiteitsstelsel hulle in sekere grense verdryf het. Wel, so skryf hulle publikasies. Geskiedenis, dit is immers kyk, geskiedenis anders wees, is 'n bietjie anders as die wetenskappe vanuit die oogpunt van publikasies. Hoe gaan dit immers in die wetenskap? Daar is nog 'n paar eksperimente aan die gang, iets is daar, maar dit is 'n paar klein dingetjies. Nou ja, daar, byvoorbeeld, beweeg 'n elektron 30 grade in daardie rigting en jy kan al klaar 'n artikel daaroor skryf. Maar waaroor gaan jy in die geskiedenis skryf? Al daardie dokumente is lankal reeds gevind. Niemand vind eintlik iets niets nie. Soms vind iemand iets, maar dan blyk dit later 'n vervalsing te wees. So, en geskiedenisprofessore, hulle hou hulle meestal besig, die groot geeste op hierdie gebied, met vertalings. Dit wil sê, 'n ou teks word geneem en byvoorbeeld, kyk hulle watter vertalings reeds bestaan. Dan vertaal hulle dit op hul eie manier en sê, kyk, jy weet, hier is 'n paar woorde eintlik verkeerd vertaal en daarom het hierdie teks se betekenis 'n bietjie verander. Maar die kern van die teks verander nie. Dis net sulke, jy weet, klein dingetjies. En dit is nie interessant nie, dit is vervelig. En hier, is daar eintlik niks meer om oor te praat nie. Met ander woorde, hierdie stelsel is van die begin af so gemaak, ja, dat daar eintlik in wese nie veel is om mee besig te wees nie, as jy mooi daaroor dink. Alles is reeds geskryf, alles is reeds onthul, alles is reeds op die rakke uitgelê, reg. Daar is baie om te doen in die geskiedenis, baie om te doen, maar dit is verbode onderwerpe. En soos ek gesê het, ek het 'n voorbeeld gegee, Turkeierdal, as jy soontoe gaan, word jy geskort. Daar is ander voorbeelde. Byvoorbeeld, die bekendste alternatiewe historikus, Noord-Amerikaanse historikus, Graham Hancock. Dieselfde ding. Dit wil sê, die persoon, hy het sy eie teorieë, weerinterpretasies van geskiedenis, en hy word voortdurend deur alle argeoloë en historiese uitmekaar geskeur.
Dit wil sê, hy is dom, hy is 'n rassis, hy is, dit terloops, is gewild in Amerika. As jy iemand 'n rassis noem, kan jou loopbaan ook eindig. Dit wil sê, hy het teorieë daar dat, wel Suid-Amerika nie deur Indiane verstif is nie, maar miskien het iemand daarheen verseil. Tot die hel daarmee, jy is 'n rassis want jy neem die Indiane die regte van hul, geboorteplek en hul prestasies weg, dit wil sê. En dis al. Wel, dis omtrent hoe dit alles werk. Weereens, daar is baie voorbeelde. Uit my persoonlike ervaring het ek dit ook al teëgekom in so 'n geringe vorm. Wel, daar is ek het op 'n stadium was ek geïnteresseerd in die vraag van hierdie ondergrondse. Jy weet, hierdie ondergrondse stede waar is dit? In Turkye. Daar is hulle amper soos muurshope, jy weet, onder die grond. En hulle weet eintlik nie regtig wat dit is nie. Wel, die amptelike geskiedenis sê dat hierdie stede, hulle is gebou sodat mense daar kon wegkruip, wat, byvoorbeeld, 'n vyandelike leer kom, hulle sien hierdie leer en dadelik, oeps, hulle kruip weg in hierdie ondergrondse stad. Maak die deure toe en dis dit. Geweldig. Ek is in die vyand se plek. Ek gaan na die ventilasiegate, gooi 'n bietjie brandende strooi of iets anders daar en ja, hulle begin onder die grond uitkruip. Net vanuit 'n militêre oogpunt, ja, dit is absolute dwaasheid. Dit beteken jy kan nie wegkruip nie. Dit is pure onsin. Ja, jy weet, jy hoef nie eers enige strooi daar te gooi nie. Alhoewel dit waarskynlik vinniger sal wees as jy dit doen. Dit is immers eenvoudig moontlik om al hierdie gange in blokkade te neem en, wel, dink self byvoorbeeld, daar sit iemand ondergronds, wel, hoe lank is daar? 5000 mense, reg? Ja. Dit wil sê, al hierdie mense het kos nodig. Al hierdie mense, wel, hulle moet ook ergens vind om te klaarkom. Iemand het siek geword, iemand, wel, jy verstaan. Dit is, oor 'n paar dae sal hulle, hierdie mense wat ondergrond sit, in hierdie stede, waaruit daar feitelik geen uitgang is nie, hulle sal eenvoudig verdrink, verskoon my vir, in hul eie persoonlike gemors. En dan gaan infeksies dadelik begin versprei. En, wel, dit is eintlik nonsens. Met ander woorde, vanuit 'n logiese oogpunt, maak dit glad nie, wel, dit het geen basis nie. En in die algemeen, daar is sulke forums waar professore in geskiedenis en argeoloë aanwesig is, en hulle bespreek hierdie onderwerpe daar. Hierdie onderwerpe het toe opgekom. Ek het daarin verloor, begin kommentaar lewer en basies gesê wat ons nou net bespreek het, dat dit hier nie regtig sin maak nie. Hierdie stede was waarskynlik vir iets anders bedoel. En weet jy, die antwoorde daar was nogal taamlik skerp. En wel, ek het byvoorbeeld gesê, wel, kom ons verbeel ons hierdie mense kom in, hoeveel kos kan hulle saamneem? En water. Wel, en onmiddellik is daar 'n soorter en water, ja. En dadelik het 'n professor in argeologie vir my gesê dat jy weet, jy kan jou nooit in die geskiedenis voorstel nie. Wel, daar is geen bespreking hier nie. Dit wil sê, mense wil eenvoudig nie na elementêre logika, na elementêre feite kyk nie, en hulle wil dit nie eers bespreek nie. Dit is so 'n klein voorbeeld, maar dit is so 'n situasie wat in 'n historiese gemeenskap is, so te sê. Wel, wat kan jy doen? Ja, dis hoe dit is. Met ander woorde, as jy weer die geskiedenis wil bestudeer, soos waar hierdie vraag ons interesseer, dan gaan dit nie regtig moontlik wees om dit in akademiese kringe te doen nie. Dit blyk dat geskiedenis baie streng gereguleer word. Daar is sekere standpunte, dogmas, wat nie betwyfel mag word nie en wat nagevolg moet word. Hierdie gebou, hierdie sistematiese struktuur van die wetenskap van geskiedenis is eintlik al gebou, wel, waarskynlik iewers in die 19de eeu, aan die begin van die 20ste, en sedertdien het dit nie regtig verander nie, of hoe? Ek was net nuuskierig, byvoorbeeld. Ek het 'n dokument, ek onthou nie waarna ek gekyk het nie. Ek dink ek het na die werke gekyk. Die eerste ding waarna ek gekyk het, was die werke van Sint Augustinus van Hippo. Dit is die een wat die stad van God, sy beroemde werk, geskryf het. In Openbaring. En ek was geïnteresseerd hierin, wel, wat is die oudste manuskripte wat ons het?
Want hy het soort van wel geskryf. Kom ons sê, histories amptelik het hierdie persoon in die 5de eeu geleef. Hier, wel, het ons enige dokumente oor uit die 5de eeu. Wel, dit blyk dat hulle nie gebly het nie. Dit is wel, daar is dokumente daar. Hulle dateer terug na, jy weet, die 13de eeu. Geweldig. En wanneer is hierdie dokumente gevind? Hier word hulle gedateer tot die 13de eeu. En wanneer is hulle gevind? En dit blyk dat die meeste van hierdie historiese kronologieë in die middel van die 19de eeu gevind is, soos Utrecht opgemerk het. Met ander woorde, die storie en die ontdekking, hulle ontdekking is altyd dieselfde. Dit is of dit nou 'n biblioteek van een of ander Konstantinopel is, of in Frankryk, of in Spanje, of in Italië, iemand het in die argief rondgesniffel en toe het hulle 'n ou monnikshandskrif gevind. En hier is dit nou, hier is die storie, lees maar. Dieselfde geld vir historiese ou kaarte. Met ander woorde, daar is kaarte, hulle word op 'n sekere datum gedateer. Maar wanneer is hulle gevind? Dis nou die middel van die 19de eeu. Maar weer eens, nie almal nie. Daar is dokumente wat natuurlik ouer is. Maar wat is die gevolgtrekking dan? Dat ons nie duidelike en oortuigende bewyse het van die waarheid van daardie storie wat aan ons vertel word nie. Hier is so 'n ding met geskiedenis. Geskiedenis as sodanig bestaan nie. Daar is 'n interpretasie van geskiedenis. Hoekom is daar nie geskiedenis nie? Want ons was nie self daar nie. Met ander woorde, ons weet nie wat gebeur het nie. Daar is 'n sekere interpretasie. En so is die interpretasie van amptelike historiese gebaseer op wel, soort van sekere teorieë wat hulle vorendag gekom het. Dis dit. Maar vir byvoorbeeld alternatiewe historiese is dit gebaseer op 'n ander interpretasie. Dit is wat gebeur wanneer daar 'n stryd tussen interpretasies van die geskiedenis is. Wat het werklik gebeur? Wel, weer eens, ons was nie daar nie. Ons kan nie met sekerheid weet nie. Hier. En wie byvoorbeeld sal wees, wie sal beweer dat dit presies so was, so natuurlik, hierdie persoon moet 'n tydmasjien hê, want gebaseer op die dinge wat ons nou het, is dit baie moeilik om te bepaal en. Dis die hele punt, want historiese sê dat dit so was. En ons weet verseker dat dit so was. En in die geskiedenisboeke staan daar geskryf dat, wel, moenie daaraan twyfel nie, so het ons dit vir julle geskryf, so was dit. Maar dit is net een weergawe. Waar is die ander weergawes? Waarom beskou jy slegs een weergawe as korrek? En soos jy reg opgemerk het, die geskiedenis verander mos heeltyd. Ons het dit gesien met die ineenstorting van die Russiese Ryk. Toe het hulle die Sowjetunie gestig, die geskiedenis herskryf, toe val die Sowjetunie uitmekaar en toe herskryf hulle weer die geskiedenis. Nou word dit weer herskryf. Sommige historiese feite verander byna elke 10 jaar hier by ons in Rusland. Die bestuidering van geskiedenis, dis regtig 'n wonderlike wetenskap. Ek sou dit vir almal aanbeveel om dit te doen, maar ek sou aanbeveel om dit met 'n effens ander metode te doen as wat by die universiteit geleer word, naamlik die metode EM. Moet nooit met antieke Griekeland of Rome besig wees nie. Dit is baie ver en dis onseker of dit ooit waar is. Leer geskiedenis op die plek. Dit wil sê, elke stad het sy eie geskiedenis, sy eie ou geboue, sy eie monumente, sy eie museums, sy eie geologiese kaarte. En van hier af, van hierdie plekke af, plus jy is reeds daar, kan jy baie inligting van hierdie plekke af kry. Hier. Kombineer dit met, soos logika, met net gesonde verstand en onthou altyd dat mense nie regtig verander het nie, soos. Die motivering van mense nou was dieselfde toe. En jy sal baie self ontdek en, dink ek, die geskiedenis verryk. Weer eens, die situasie met die geskiedenis is wat ons tans het. Maar ek dink, weer eens, as daar 'n kritiese massa mense bymekaar kom wat sê, alles word tog aan die publiek gewys, iets is nie reg hier nie, dan sal die amptelike geskiedenis ook begin verander, kom ons sê, maar so. Miskien nie heeltemal nie, maar ja. Dit is net my aanbeveling, dis dit.